Goeiemôre, hartlik welkom by hierdie erediens vanoggend. Ons is besig met die brief van Paulus oor Efesiërs. En wat 'n fascinerende brief. Bid ek van harte dat die Here vir ons 'n groot misterie gaan oopmaak en dat dit 'n wonderlike belewenis van sy woord gaan wees. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vanmôre saam rondom die woord kan sit. En dit is ons gebed dat U vanmôre hierdie woord sal oopmaak. Dat U dit aan ons harte duidelik sal maak. Want dit wat hier staan, het soveel trefkrag en is so lewensveranderend, dat ons vanmôre nie anders kan as om U aan te roep. U wat die woord ingegee het, U wat die uitlegger van die woord is, en U woord is. Amen. Ek lees vir ons uit Efesiërs 5. Nou dit begin by hierdie opdrag van Paulus. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En wanneer die Gees julle vervul, sal julle onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing. En julle sal met julle hele hart tot eer van die Here sing. Julle sal God die Vader altyd oor alles in die naam van Jesus Christus dank. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. En soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk er voluit, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief. Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif: daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Nou hierin lê 'n diep geheimnis opgesluit, 'n mysterion. En ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elke moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en 'n vrou moet haar man eerbied betoon. En dan gaan hy in hoofstuk 6 verder 1 tot 3 oor die kinders se onderdanigheid, en dan in vers 5 tot 9 die slawe en die heer en die meester se verhouding, die baas se verhouding. Maar ek gaan dit nie nou lees nie, dit gaan wel ter sprake kom. Julle kan dit by die huis gaan lees, en dit is om 'n bietjie tyd te spaar dink. Nou, die tema wat ons vanmôre hier kry, wanneer die Gees jou verhoudings bestuur. Wanneer die Gees jou verhoudings bestuur. As jy vanmôre dink, wat verstaan jy van 'n persoon is vol van die Heilige Gees? En baie dink as ons daaroor praat, persoon is vol van die Heilige Gees, dan dink hulle dit is 'n uiterlike emosionele handeling. Mense wat kragtig en met oorgawe lofsang,
of mense wat hulle hande opsteek. En dan hang af van watter denominasie jy is dit mense wat buitengewone dinge doen, spreuke in tale, profeseë en so meer. Maar Paulus het 'n ander klem wat hy hier lê, op wanneer 'n mens vol van die Heilige Gees is. In vers 18 gee hy een enkele hoofopdrag. Word vol van die Gees. En dan, in die oorspronklike Grieks, hak hy 'n ketting van aksies aan hierdie opdrag. So hier is die opdrag, word vol van die Gees. En uit hierdie opdrag is daar 'n ketting van aksies wat vloei. En dit staan alles in die partisipium in die Grieks. Wat beteken, julle praat met mekaar deur psalms en geestelike liedere. En terwyl julle praat met mekaar, sing julle en julle maak musiek vir die Here in vers 19. En deel van die ketting is, julle dank God altyd vir alles in vers 20. Maar dan kom die absolute klimaks in vers 21. Die laaste skakel in die Gees se ketting. Terwyl julle aan mekaar onderdanig is. So al hierdie aksies het te maak met mense wat vol van die Gees is. Nou gemeente, hier is die eerste groot teologiese skok wat Paulus gaan gee. Dat onderdanigheid is nie 'n losstaande, 'n aparte storie nie. Onderdanigheid is nie 'n nuwe ding nie. Dit is die vrug van iemand wat vol van die Gees is. Die Gees, die vervulling met die Heilige Gees, gaan in sy diepste wese oor verhoudinge. Die Gees herdefinieer dan hierdie verhoudinge. En hoor hoe herdefinieer die Gees hierdie verhoudinge? Hoe ons met mag, met status en met eer teenoor mekaar omgaan. Jy kan nie aanspraak maak op, jy het 'n wonderlike vertikale verhouding met die Here nie, as jou horisontale verhouding gekenmerk word deur jou harde eie ego nie. Nou wat bedoel hy dan met onderdanigheid? Nou, die woord onderdanigheid in ons konteks vandag dra baie negatiewe bagasie. Want ons leef in 'n tyd van selfbemagtiging, selfvervulling, selfverwesenliking, en jy's die argitek van jou eie bestemming in toekoms. En as jy dan sê onderdanigheid, dan beteken dit so half agterlikheid. Dit klink na die verlies van jou stem of minderwaardig. Om te verstaan wat Paulus met onderdanigheid bedoel, moet ons eers ons koppe skoonmaak van die moderne sielkunde waarmee ons leef hier in die 2026 eeu. En ons idees oor individuele regte. Ons moet terugstap na die Mediterrane wêreld waarin dit plaasgevind het. En in daardie wêreld is daar twee groot stories aan die gang wat geheers het. Die eerste die eer en skaamte kultuur en die tweede is die Romeinse magshierargie. In daardie kultuur word die woordjie onderdanig. In die Romeinse magskultuur word die woordjie onderdanig met die weermag verbind. Soldate moet ingelid onder 'n generaal staan. In die eer en skaamte kultuur
In die middeleeuse kultuur het filosowe soos Aristoteles geleer dat hiërargie die gom is wat die kosmos en die samelewing aan mekaar hou. Dit beteken die sterke regeer oor die swakke. En dan sê hy spesifiek, die man regeer oor sy vrou. Die man regeer oor sy kinders. Die man regeer oor die slawe. Dit is hoe die kosmos saamgestel is. En as jy uit pas is met dit, veroorsaak jy chaos en bring jy jouself in skande, onteer jy jouself. Want wysheid beteken om jou plek te ken. En jy ken dan nie jou plek nie, jy's uit orde. Jy's uit pas. Nou, gemeente, ons sê dis onderdanigheid is 'n teken dat jy vol van die Heilige Gees is. Daar's 'n tweede skok. So, eerste een is onderdanig beteken iemand wat vol van die Gees is onderdanig. Wow. Die tweede skok wat die gemeente gaan kry is die, soos een gesê het, maar hier laat Paulus nou 'n bom los. Nee, sê 'n ander een. Dis nie 'n bom nie, dis 'n atoombom. Dit is aardskuddend. As jy gaan kyk hoe Paulus die grammatika hier gebruik. Hy maak 'n radikale skuif. Hy skryf hierdie woord onderdanigheid in die medium. Nou, ons Afrikaans ken dit nie, want ons taal is nie so nie. Ons ken net aktief en passief. Hy skryf dit nie in die aktief nie. Julle moet, ek onderwerp iemand anders. Ek dwing my wil op hom af. Dis aktief. Passief beteken, ek word onderwerp. Brute krag dwing my op my knieë neer. Maar Paulus skryf dit in die medium, wat beteken, ek onderwerp myself vrywillig. Ek neem aktief die besluit om my eie regte terug te trek, sodat die ander een kan floreer. Hoorie. Ek neem aktief die besluit om my eie regte terug te trek, sodat die ander een kan floreer. Nou wag hiervoor. Wag, ek gaan nou vir julle sê. In 'n kultuur, waar vroue, kinders en slawe wetlik verplig was om passief onderdanig te wees, rig Paulus nou hierdie opdrag aan almal. Nie net aan die vroue nie, maar aan die magtiges, die mans. Nou vir 'n man van status en van eer, en jy moet nou onthou die mans van daardie tyd was, om vrywillig hulle te onderwerp aan iemand wat laer is as hy, laer status, laer eer, was aardskuddend. Dit was skandalig. Dit het lynreg met die sosiale orde ingedruis. Nou daag Paulus hierdie orde uit. Die absolute kern van die Romeinse reg was die patria potestas. Dit beteken die mag van die vader. Die Romeinse huishoof het wetlik die reg gehad oor sy gesin. Hy kon sy vrou of kinders of slawe om die lewe bring. En daar sou nie 'n hand daarna gekraai het nie, want hy het die wetlike reg gehad. Keiser Augustus
het self wette gemaak om hierdie af te dwing. Die man regeer oor sy vrou. Sy moet onderdanig wees. Die man regeer oor sy kinders. Hulle moet gehoorsaam wees. Die man regeer oor die slawe. Hulle moet hom vrees. En wat tel jy hier op? As jy nou fyn geluister het, is dit presies wat Aristoteles gesê het, man, vrou, kinders. Is dit presies wat die Romeinse reg, wat keiser Augustus gesê het, man, vrou, kinders, en dis presies wat Paulus hier aanspreek, man, vrou, kinders. Paulus neem hierdie presiese ordes van Aristoteles en die Romeinse ryk en hy ontplof dit van binne af met 'n teologiese atoombom. Hy sê vir die mans, luister mooi, hy sê vir die mans, jou status is niks werd voor die kruis nie. By die kruis stel jou status nie. Jy moet jou status prys gee en jou huishouding dien. In die kultuur van daardie tyd was dit 'n definisie van skande. Jy doen jouself oneer aan. Maar Paulus sê, dis nie waar die eer lê nie. Hy herdefinieer die eer. Die eer word nou bepaal deur die kruis van Christus. Waar hy eers nie hoeveel mense jy beheer nie, waar hy eers hoeveel mense jy vrywillig dien. Dit vra van die maghebbers, die opofferende en selfde sagte verhouding wat voorheen net van die magteloses verwag is. Jy moet nou soos die magteloses word. Die derde groot skok vanoggend is, ons het sê die eerste een is die onderdanigheid, is 'n teken dat jy vol van die Gees is. Die tweede, onderdanigheid is jou vrywillige eie regte terugtrek sodat ander kan floreer. En die derde een is oor die huwelik. Hy herdefinieer die huwelik. Die herdefiniering van die hoof in vers 23. Paulus skryf, want die man is die hoof, kefalei, van die vrou, soos Christus die hoof van sy kerk is. En die hoof, kefalei, vir die Romeine het beteken dominasie. Ek is eerste. My wil is wet. Maar Paulus sê, wag 'n bietjie. Nee, kefalei soos Christus. En dan keer hy die hele konsep om. Want Christus se hoofskap is nie gekenmerk deur afdwing van mag nie, maar deur die prysgawe van mag en status. In 'n lied wat die gemeentes gesing het en wat die gemeentes ken en waar Paulus voorheen na verwys het, sing onder mekaar psalms en geestelike liedere, was dit een van die liedere wat hulle gesing het, Filippense 2. Jesus staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself, dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. En toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het, een kant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. En asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie, 'n slaaf. En as mense onder mense het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood van die kruis uitbring. Wat 'n vernedering! Hy regeer nie deur te dwing nie, maar deur te dien. Die man se hoofskap word gestroop van daardie mag. Dit word 'n verantwoordelikheid om te beskerm en te dien, nie 'n lisensie om te heers nie.
Dis 'n radikale opdrag aan die mans. In vers 25, dan volg die mees revolusionêre uitspraak in die antieke wêreld. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die kerk lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Christus het aan die kruis gaan sterf. Nou gebruik Paulus die woord agapeo, die opofferende, wilsbepalende liefde. Hy gebruik nie hier eros, passie of phileo, vriendskap nie. En nou sê hy, mans, julle volg Christus se patroon. Sy verhouding met die kerk is gedefinieer deur 'n kruis. En die man se roeping, die man word gevra om van sy eie ego, sy regte en sy lewe prys te gee, sodat sy vrou kan floreer. Sy eer lê nie meer in beheer nie, maar in opofferende diens. Die vrou se reaksie vers 22 en 24, haar hele motivering verander. Voorheen was die onderdanigheid uit vrees, uit straf, uit vrees vir haar lewe, omdat sy totaal niks werd was nie, sy was minderwaardig. Nou is dit 'n vrywillige verhoudingsreaksie op 'n man wat haar liefhet met die selfopofferende liefde van Christus. Die kerk onderwerp hom aan Christus, omdat Christus hom eerste lief gehad het en sy lewe afgelê het. En die vrou weet sy kan haar man vertrou, omdat sy weet sy leierskap is daarop gerig om haar te bou, te koester en te beskerm. Dan die vierde groot teologiese skok. Die huwelik is 'n skildery, 'n mysterion sê hy, 'n mysterion. Nou, Paulus skuif die hele fondament van die huwelik weg. Hy vat die fondament van die huwelik weg van die kultuur. Kultuur bepaal nie dit nie. Weg van die menslike sielkunde of emosie. En hy anker dit vierkantig in die Christologie. Met ander woorde, in die persoon en die werk van Christus. Jou huwelik is geanker in die persoon en die werk van Christus. Christus is nie nou meer net bloot 'n goeie voorbeeld nie. Hy is die argitek. Hy is die bloudruk van jou huwelik. Hy is die meesterplan van jou huwelik. En soos 'n argitek die planne teken en die huis daarvolgens gebou word, is Christus die meesterplan. Vers 31 haal Paulus Genesis 2 vers 24 aan. En hulle twee sal een vlees wees, en dan roep hy uit, hierdie geheimnis is groot, hierdie mysterion is groot. Nou wat is hierdie geheimnis? Dit is nie 'n raaisel wat 'n mens moet oplos nie. Wat dit wel is dat God se ewige plan, se raadsplan, nou uiteindelik geopenbaar word. Dit word nou in Christus duidelik gemaak. So Paulus sê vir hulle, wanneer julle Genesis lees, dink julle dit gaan net oor die menslike huwelik? Nee, dit gaan agter die menslike huwelik. Agter die huwelik skuil God se oorspronklike plan. En God het die huwelik in die tuin van Eden ontwerp as 'n aardse skildery. Die volle prentjie daar agter gaan eintlik oor Christus en sy kerk. Nou is dit 'n ding. Ons gebruik baie keer Christus en die kerk as handige illustrasie om die huwelik te verduidelik. Nee, dit staan andersom.
Die huwelik is nie die model vir die kerk nie. Die verhouding tussen Christus en die kerk is die model vir die huwelik. Die huwelik is die afskrif. Christus is die oorspronklike werklikheid. Wanneer Christus die verhouding bepaal, want nou is dit Christus wat die verhouding in die huwelik bepaal. Beteken dat die kerklike huwelik is finaal verlos van die kultuur. Maak nie saak aan watter tyd jy leef, aan watter kultuur jy is nie. Dit bepaal nie jou huwelik nie. Christus bepaal die huwelik. Dit vra nie hoe die sielkunde, die sosiologie of die filosofie van die dag die huwelik definieer nie. Die sielkunde vra, is ek gelukkig? Word my behoeftes bevredig? Die sosiologie vra, werk hierdie bousteen vir die staat? Die filosofie vra, wat is my individuele regte? Nee, dis nie meer ter sprake nie. Want Christus is die bloudruk. Christus bepaal die huwelik. Wanneer jy vol is van die Gees, kies jy die weg van wederkerige diensbaarheid. En word julle een vlees 'n lewende prentjie van die evangelie. Kan ek dit so afsluit? So word jou huwelik die kansel, die preekstoel, waaruit die evangelie sonder woorde aan 'n stikkende wêreld verkondig word. Met hierdie radikale ingrype gaan Paulus ook die volgende hanteer. Die verhouding van ouers en kinders en van baas en slaaf. Amen. Here, hierdie is so ingrypend dat u dit vir ons asseblief moet herinterpreteer, duidelik maak, omdat ons hele lewe en ons huwelikslewe 'n kansel word vir die wêreld. Amen.